Goeiemôre, en ons kuier vanoggend weer so 'n bietjie in die woord en ons kuier rondom die gebeure van Christus se geboorte. Nou, ek weet daar's baie teorieë en daar's baie dinge wat mense wat sê nee, dit is nie en dit word nie gevier nie en elkeen maak van Kersfees hoe hy of sy voel. Dis iets wat Jesus se geboorte het sonder fanfare gebeur. Nêrens word daar opdrag gegee om dit te vier nie, en tog is dit 'n gebeurtenis wat wêreldwyd gevier word. En daarom is dit vanmôre vir my belangrik dat ons gou uit 'n ander perspektief sal kyk daarna. In Johannes 3 vers 16 lees ons dat, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons lees in die woord wat sê 'n seun is vir ons gebore, sy naam is Raadsman, sterke God, en al hierdie wonderlike benamings wat hom toegeken is. En ek weet nie of dit vanoggend so belangrik is of dit werklik die dag is nie, maar hierdie is 'n tyd wanneer ons as families bymekaar kom, en dis dalk die enigste tyd wanneer families bymekaar kom aan die einde van die jaar. Dis 'n baie emosionele tyd, 'n eensame tyd vir baie mense. Ons eie geboorte word dikwels ook baie onopsigtelik, dit plaasgevind of vind dit plaas. Dis net familie en vriende wat kennis neem. Duisende oor die wêreld wie gebore word sonder dat die meeste mense bewus is daarvan. Daar's dalk op hierdie oomblik iemand besig om sy eerste lewenskreet of sy eerste geluide te maak, sy eerste asemteug te gee. En ons is nie bewus daarvan nie. Tog hou ons daarvan om elke jaar verjaarsdag te vier. Veral spesiale verjaardae. Die 18de, die 21ste, die 50ste, die 70ste, mylpale wat gevier word. Toe Jesus aan die kruis sterf, het die belofte van die ewige lewe in realiteit geword. Sy dood het die verandering gebring. Die boodskap vandag is ook vir my, ek is ook gebore om te sterf en 'n verskil te maak. Dieselfde met u. Nie 'n fisiese dood nie, maar ons moet sterf aan ons vleeslikheid, sodat ons geestelik herbore kan word. In die vlees is ons maar net mens, gebonde aan een en beheer deur die tydelike, die materiële, ons vlees. En die geestelike is dit wanneer ons impakteer op mense en omstandighede, wanneer ons inspireer en die belofte van ewig lewe laat voortleef. Kan ek en u vandag 'n besluit neem in hierdie tyd? Om te sterf aan ons vleeslikheid en gewederbaar te word in ons geestelikheid. Sodat ons 'n verskil kan maak, dat ons werklik 'n impak kan maak, dat ons werklik wanneer ons in ander mense se omgewing kom, dat ons 'n verandering sonder woorde bring. Dat wanneer ons in 'n situasie instap of beland, dat ons werklik 'n verandering sal teweegbring, omdat Christus deur ons leef. Ek wil u toewens 'n geseënde Christusfees in hierdie tyd, wat u saam met familie en vriende en gesinslede net sommer tyd saam spandeer. En ek wil u tog vra dat ons nie sal vergeet die grootste geskenk wat vir ons gegee was, Jesus, wat gebore was, sodat hy vir ons kon sterf en die weg voorberei nie. Mag ons nie hierdie grootste geskenk vandag vergeet nie. Mag ons nie leef asof dit net gaan oor die tydelike en oor onsself nie. Maar mag ons elke oomblik leef. Mag ons ook hierdie tyd gebruik om vir mekaar te bemoedig en te sê dat God vir ons lief gehad het. Dat hy erns sy seun in die vlees gestuur het om die vyand uit te klee, sodat ons 'n kans en 'n geleentheid kan hê om die ewige lewe saam met hom te beerwe. Mag jy geseënde tyd verder hê saam met u geliefdes, en mag u 'n seëning wees vir God se koninkryk. Amen.